Verhoudings deur eerlikheid is ons tema om juist te gesels om beter te kan floreer. Hou jy van iemand wat kronies vir jou jok? Meeste van ons sal sê nee, ons kan so 'n persoon nie vertrou nie. Want al vertel die persoon vir ander mense leuns, begin jy wonder, gaan die persoon nie vir jou ook aan mekaar leuns vertel nie. Nou daar's natuurlik mense wat ek al agtergekom het wat so jok dat jy kom agter hulle glo hulle eie leuns. Nou verhoudings kan op lange duur nie hou as daar nie vertroue is nie. En vertroue word juis gebruik wanneer mense kronies leuns bly vertel. Nou volgens die sielkundige navorser Baumeister is vertroue die sielkundige gom, as mens dit so kan stel, wat die samewerking tussen mense moontlik maak en die verhouding bly bou. En eerlikheid is die primêre bron om daardie vertroue in stand te hou. Nou in die Bybel kom die aspek van eerlikheid gereeld ter sprake, want eerlikheid raak juis ook ons verhouding met God. Daar word reguit gesê in Spreuke 12 vers 22. Die Here het 'n afskuw van leuenaars. Hy hou van betroubare mense. So hier hoor ons sommer duidelik gestel, God hou nie van leuns en leuenaars nie. Ek het sommer by myself gedink, hoe kan mens nogal dink dat jy kan wegkom met leuns teenoor God, as jy agterkom, God ken mos jou hart, God ken jou gedagtes. God is tot baie meer in staat as kunsmatige intelligensie wat miljarde stukkies bronne inligting analiseer en kyk wat is leuns en wat is nie leuns nie. God hou van die waarheid, God hou van mense wat betroubaar is en dit geld vir ons verhoudings, omdat in ons verhoudings wat God is liefde, in ons verhoudings waarin ons liefde deurgee, is dit juist die aspek van vertroue en eerlikheid wat belangrik is in daardie verhoudings. Daarom moet ons weer dink aan om nog eerliker as ooit te wees in ons verhoudings. En ons kan bid, Here, gee my die moed om eerliker te wees. Ons moet natuurlik net nie eerlikheid verwar met ongeskiktheid of met hoogmoed nie. Eerlikheid moet kom uit jou hart, uit 'n plek van broosheid, omdat jy besef dat jy self nie die volle waarheid altyd so gereeld praat as wat jy self wil of as wat God wil hê ek en jy moet nie. Leef geïnspireerd.